Hallo daar, my naam is Dr. Brian Adams en dit is fantasties om met jou te kan gesels in hierdie video oor die onderwerp van genesing. As ek dit 'n titel moes gee, sou ek sê genesing verduidelik. En ek wil vir jou bewys bring uit die woord van God dat Jesus Christus dieselfde is, gister, vandag en tot in ewigheid. En ons gaan daardie skrifgedeelte ook saam deurlees. Maar dit beteken dat hy die groot ek is, nie die groot ek was nie. At last, soveel mense, wanneer hulle leer, doen dit asof dit 'n geskiedeniskas is. Ek dink dit was Misty Edwards wat 'n liedjie gesing het wat sê, ek wil nie oor hom praat asof hy nie in die kamer is nie. So terwyl ons hierdie lering doen, wil ek wil hê jy moet erken, kom stel dit so. Ek wil hê jy moet erken dat die Heilige Gees teenwoordig is. Hy is alomteenwoordig. Hy is saam met ons. Wanneer 2 of 3 bymekaar kom, daar is ek in hulle midde. Die Here het gesê, so ek glo hy is hier saam met ons. Kom ons eer hom en kyk in sy woord oor genesing. As jy jou Bybel het, draai saam met my na Markus, hoofstuk 4, vers 35 tot 41. Hierdie gedeelte gaan oor toe Jesus in die boot geklim het. Hulle was op pad na die oorkant toe en 'n groot storm het opgestaan. Vers 35. Kom ons begin daar. Op daardie selfde dag, toe dit aand geword het, sê hy vir hulle, kom ons vaar oor na die oorkant toe. Nou dit is 'n direkte woord van God. Kom ons vaar oor na die oorkant toe. Nou ja, toe hulle die skare verlaat het, het hulle hom saamgeneem in die boot, net soos hy was, en ander klein bootjies was ook saam met hom. En 'n groot stormwind het opgestaan, en die golwe het in die boot geslaan, sodat dit alreeds besig was om vol te loop. Maar hy was agter in die boot, aan die slaap op 'n kussing, en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Hoe het hy opgestaan? Hy het die wind bestraf en vir die see gesê, bly stil, wees rustig. En die wind het gaan lê, en daar was 'n groot stilte. Maar hy sê vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe is dit dat julle geen geloof het nie? En hulle was baie bang en het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Is dit nie wonderlik nie? Hy het nie net gesag oor siekte en krankheid gehad nie, maar ook oor die winde, oor die see, oor alles. Wel, daar was niks wat nie deur hom geskep is nie, wat nie deur hom tot stand gekom het nie, en deur hom het die woord vlees geword. Jy weet, in baie geloofskringe, in kerke, is die bonatuurlike nie iets natuurliks nie. Dis nie 'n algemene ding om wonderwerke, tekens en wonders te sien nie. Dit word amper bespreek as iets van die verlede, soos 'n geskiedenisles. Maar baie het geval vir wat ek noem 'n demoniese leerstelling genaamd cessasie. 'n Cessasie-leerstelling wat denominasiekerke leer, wat uit die 4de eeu kom van 'n man met die naam Sankt Augustinus. En hier is wat hulle geleer het. Hulle het geleer dat toe die Bybel gekanoniseer is en sommige sê toe die laaste apostels gesterf het, die krag van die 1ste eeuse kerk weggeneem is. Dit was glo net daar vir die geboorte van die kerk. Maar ek sê vir jou, dit is nie wat ek glo nie. Kom ons kyk wat die Bybel daaroor sê. Hebreërs hoofstuk 13 vers 8. Ek is seker jy het al hierdie skrifgedeelte gehoor. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Daardie skrif maak my opgewonde. Wel, so hy is die koning. So as Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, beteken dit die volgende: as die koning nie verander het nie, het die koninkryk ook nie verander nie. As hy genees het, sal hy weer genees. Wat toe sonde was, is vandag nog steeds sonde. Hy is nie die groot ek was nie, hy is die groot ek is. Jy weet, daar was 'n man, een van God se generaals, sy naam was F.F. Bosworth. Hy het altyd gesê, geloof begin waar die wil van God bekend gemaak word. So vandag in hierdie lering wil ek die wil van God aan jou bekend maak. Jy weet, toe daardie melaatse in 'n krisis beland het, Jesus was besig om van die bergpredikasie af te kom. Hy het gesê, ek weet jy kan as jy wil. Jesus het gesê, ek wil, en daardie woord vertaal eintlik as ek begeer. Die woord wil beteken begeerte. Jesus sê, ek begeer om jou gesond te maak. Jy kon nooit aan 'n dooie raak nie, want dan sou jy onrein wees. Jy kon dit beslis nie aanraak nie. Aan 'n melaatse raadlop, maar wat het hy gedoen? Hy het uitgereik en hom aangeraak. Want sien, daar is iets anders aan hierdie man met die naam Jesus. Wat toe anders aan hom was, is vandag nog anders aan hom. Siekte en kwaal. Alles moet voor Christus buig. Soos F.F. Bosworth gesê het, geloof begin waar die wil van God bekend gemaak word. So as jy jouself dank soos hierdie disippels in 'n boot van twyfel, wanhoop, siekte en kwaal bevind het, en jy het ook vir Jesus gevra, gee u nie om dat ek vergaan nie?
Jy weet, ek probeer altyd vir mense sê, moenie wag tot jou huis in die brand is voordat jy 'n put grawe nie. Dit beteken eenvoudig, moenie wag tot jy siek is om in genesingsskrifte in te klim nie. Jy is bankrot en probeer dan eers finansiële skrifte bestudeer. Begin hiermee terwyl jy gesond is, begin hiermee terwyl jy geseënd is en leer wat die woord daaroor sê. Wees dan nie net 'n hoorder van die woord nie, maar my vriend, wees 'n dader van die woord. Soos ek gesê het, dalk het jy 'n diagnose gekry. Jy het artritis, bursitis, fibromialgie. Dalk het jy een of ander bloedafwyking, senuweeafwyking of een of ander soort kanker. Maak nie saak wat jou diagnose is nie. Ek wil vir jou sê dat Jesus Christus groter is. Laat jou geloof in God groter wees as wat dit is in die siekte of kwaal. So jy weet, dalk soos die disippels, het jy geen geloof vir jou deurbraak nie. Jy soos, wow, ek was nog nooit regtig siek nie, jy weet. Aan die einde van Matteus, ek glo dit is Matteus, hoofstuk 28, hulle het vir Jesus ontmoet na sy opstanding. Hy het hulle vooraf gesê, nou ontmoet my in die heuwels van Galilea. Ek was dan in die heuwels van Galilea. Dit is pragtig daar, baie kere. Maar toe hulle hom daar ontmoet het, staan daar, hulle het hom aanbid. Maar toe staan daar, sommige het getwyfel. Nou dit was sy disippels. Miskien is jy 'n aanbidder van God, miskien is jy 'n sterk gelowige, maar jy het nog nooit vir geloof, vir genesing moes veg nie. Soos F.F. Bosworth gesê het, geloof begin waar die wil van God bekend gemaak word. So vandag in hierdie lering wil ek aan jou bekend maak wat die wil van God is. Romeine hoofstuk 10 vers 17. So kom geloof dan deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Sluit by my aan, vriende, op hierdie reis in die bonatuurlike wêreld van God se koninkryk wat verduidelik word en gevind kan word op die bladsye van die Bybel. Kom ons beantwoord hierdie vraag. Wil God hê ek moet gesond wees? As ons na die boek Kolossense gaan, hoofstuk 1 vers 15, sê dit van Jesus oor hom, hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. Vers 15. Ons kyk na hierdie seun en sien daardie God wat nie gesien kon word nie. Wel, ek gaan dit nou in die Message vertaling lees. Ons kyk na hierdie seun en sien God se oorspronklike doel met alles wat geskep is. So ons sien dat hy die sigbare beeld van die onsigbare God is. Wat ons hom sien doen, is wat ons die Vader sou sien doen. Johannes hoofstuk 6 vers 38. Want ek het uit die hemel neergedaal. Nou luister, dit is wat Jesus sê. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Met ander woorde, as dit nie God se wil was om te genees nie, sou 70% van Jesus se bediening nie daaruit bestaan het nie. Toe hy die Heilige Gees ontvang het en die tekens en wonders begin doen het, was 70% van wat hy gedoen het, duiwels uitdryf en die siekes genees. Weet jy wat dit vir my sê? Hierdie skrifgedeelte hier in Johannes hoofstuk 6 vers 38. As 70% van wat hy gedoen het, het hy gesê, is dit nie my testament nie. Ek doen net wat hy, wat my as die Vader gestuur, doen. Dit is sy testament. Dit beteken dit is God se wil. Presies daar. Ek hoef nie eens verder te gaan nie. Vir my is dit klaar. Dit maak dit finaal. Presies daar. Dit is God se wil om te genees. Kom ons kyk nou na 'n ander skrif in die boek van Handelinge, hoofstuk 10 vers 38. Hoe God Jesus van Nasaret gesalf het met die Heilige Gees en met krag, wat rondgegaan het en goed gedoen het en almal gesond gemaak het wat deur die duiwel onderdruk was. So sien ons in Johannes 10 vers 10 staan daar, die dief kom net om te steel, te slag en te vernietig. Deel B van daardie skrif sê Jesus, maar ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Nou, ek weet nie van jou nie, maar lewe in oorvloed klink nie vir my na siekte of armoede of selfs geestelike onstabiliteit nie. Want hy sê eintlik in een skrif, ek het vir julle nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, 'n gees van liefde en 'n gees van 'n gesonde verstand. Man, ek vat daardie gesonde verstand vir my. Ek weier om mal te wees. Ek gee nie om as dit so was nie. My voorouers het dank geestelike onstabiliteit en siektes gehad. My ma het 'n pacemaker gehad. Maar dit laat God my pas bepaal, nie die dokter se of my ma se nie. Ek loop nie saam met my familie se duiwels nie. Ek gaan vry en skoon wees, verlos en gewas deur die bloed. Laat ek daardie Handelinge 10:38 weer lees. Ek hou baie van daardie skrifgedeelte. Hoe God Jesus van Nasaret gesalf het met die Heilige Gees, met krag, wat rondgegaan het en goed gedoen het en almal gesond gemaak het wat deur die duiwel onderdruk was. Dan gaan hy verder en sê, want God was met hom. So dit was nie asof Jesus sommer net sy eie ding gedoen het nie. God is met hom.
Hy het gesê, ek het nie gekom om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, wat die Vader is. Toe het Jesus van Nasaret aangekom. Hier gaan ek vir die boodskap vertaling daarvan gee. Handelinge 10 vers 38. Toe Jesus van Nasaret aangekom, gesalf deur God met die Heilige Gees, gereed vir aksie. Dis reg, hy was nie passief nie, hy was op die aanval. Hy het gesoek om mense vry te maak, gereed vir aksie. Hy het deur die land gegaan, mense gehelp en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is. Hy kon al hierdie dinge doen omdat God met hom was. Jy voel, jy's in 'n boot wat vol siekte, artritis, geestelike onstabiliteit, fibromyalgie, blindheid, doofheid opgevul word. Maak nie saak wat dit is nie, jy voel of die Here nie omgee nie. En dalk voel jy so omdat dit lyk of jou gebede nie beantwoord word nie. Daar's al vir jou gebid, jy het vir jouself gebid en jy het steeds nog nie gesond geword nie. Jesus het gesê as jy glo en nie twyfel nie, sal jou gebede beantwoord word. So dalk is dit nie die afwesigheid van geloof wat jou probleem is nie, maar dalk is dit die teenwoordigheid van twyfel saam met jou geloof. Want as geloof en twyfel saam is, maak dit jou dubbelsinnig. Die boek Jakobus sê 'n dubbelsinnige mens is onstabiel in al sy weë en sal niks van die Here ontvang nie. Maar nou, omdat jy die skrif hoor, begin jy glo, omdat jy sy wil hoor wat in sy woord gevind word. Hy wat van die Here praat deur sy seun Jesus Christus, hy begeer. Onthou wat hy vir jou gesê het toe hy vir daardie melaatse gesê het, hy sê, ek weet u kan, maar as u wil. Hy het gesê, ek wil. En daardie woord beteken, ek begeer word gesond. Onthou, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het om die wêreld te red wat verlore was. Hy het hom nie gestuur om te veroordeel nie. So ek veroordeel jou nie as jy nog nie genesing kon ontvang nie, of dalk het jy vroeër geglo. En ek gaan sê vroeër, want ons kanselleer dit nou uit. Jy het vroeër geglo dat genesing en die krag van die eerste eeuse kerk verby is. Wel, ek sê vir jou, dit is nie waar nie. En teen die einde van hierdie lering glo ek, selfs tydens hierdie lering, gaan baie van julle genesing ontvang terwyl julle na hierdie lering kyk. Maar aan die einde van die program gaan ons vir jou bid. Maak gereed, wees vol verwagting vir jou wonderwerk. So, nou begin jy glo, jy weet. Nou wil ek vir jou 'n skrifgedeelte lees wat in Psalm staan. Dit is deel van wat ek ons voordele pakket noem, ons verbondsregte om in verbond met die Here te wees. Nou, jy het sekerlik van Dawid gehoor, natuurlik, almal het. Dawid het Goliat doodgemaak, maar hy was 'n koning, maar hy was ook 'n profeet. En koning Dawid, wat ook 'n profeet was, skryf in die boek van Psalms te vind in hoofstuk 103. Ons begin daar by vers 1. Hy verduidelik dat wanneer die Messias kom, sê hy, dis hoe jy sal weet is hy, want dit is wat hy gaan doen. OK, luister hierna. Ek lees uit die boek van Psalms 103, verse 1 tot 5. Ek is mal oor hierdie gedeelte. Een van die belangrikste gedeeltes wat ek gekry het. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is. Loof sy heilige naam. Loof die Here, o my siel. Nou luister hierna en moenie al sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou ongeregtighede, verkeerde dade, sondes, oortredings vergewe. Hoor jy dit almal? Nie net sommige nie, nie gedeeltelik, nie net 'n paar nie. Hy wat al jou ongeregtighede vergewe. Hy wat al jou siektes genees, nie net sommige nie. Nou as jy daardie woord in die Grieks opsoek, is dit almal. As jy dit in die Hebreëus opsoek, is dit almal. Jy kan dus nie probeer om na die oorspronklike taal toe gaan en dit probeer verander nie. Hy vergewe alles en hy genees alles. As jy net glo. Vers 4, hy wat jou lewe van ondergang verlos. Hy wat jou kroon met liefdevolle goedheid en innige barmhartigheid. Hy wat jou mond versadig met goeie dinge, sodat jou jeug hernuw word soos die van die arend. Ek sal sommer nou dadelik van dit vat. Wat van jy jeug wat hernuw word? God, my vriend, en jy weet dit. Hy is 'n goeie God, 'n Vader wat jou liefhet, en hy wil genees, en wil herstel, wat die vyand van jou gesteel het. En ons het dit eintlik met nou aangehaal, maar nou wil ek dit vir jou uit die Bybel lees. Johannes hoofstuk 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te vernietig. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed kan hê. Kyk, sonde is die wortel en siekte is dus die vrug wat uit sonde groei. Eintlik kom dit van die oorspronklike sonde af. Wanneer ek sê oorspronklike sonde, bedoel ek Adam en Eva se sonde. So jy word gebore met die dood wat reeds in jou werk. Jou bloed is onrein, dit is onrein. Generasievloeke kan maar wees,
Maar my vriend, jy kan vergifnis ontvang van die oorspronklike sonde, van jou sondes wat jy beoefen het. En jy kan genesing ontvang wat wettige grond gepraai het as gevolg van daardie oorspronklike sonde, of dalk as gevolg van jou eie. Johannes, kom ons gaan na 3 Johannes hoofstuk 2. Geliefde, ek bid dat dit met jou in alles goed mag gaan. Nou luister, dat dit met jou in alles goed mag gaan en jy gesond mag wees, net soos dit met jou siel goed gaan. Onthou, ons is 'n gees wat ewig is, wat 'n siel het, dit is jou verstand, wil en emosies wat in 'n liggaam woon. Ek glo dus, God wil hê ons moet gesond wees, en hy wil hê ons moet in goddelike gesondheid wandel. Nie siek word, gesond word, siek word, gesond word nie. Jy weet, elke wintertyd, ek gaan die griep kry, ek gaan verkoue kry. Hoorie, in plaas daarvan om te sê, ek gaan iets opdoen, hoekom sê jy nie, ek vang 'n genesing nie? Sien, as jy jouself werklik in 'n plek van oorwinning sien, waar jy siekte en kwaal weerstaan, dan dink ek jy is meer in lyn met die Bybel. Want wanneer jy weergebore word, is jy saam met Christus Jesus in hemelse plekke gesetel, en jy sit saam met hom in hemelse plekke. Ek glo nie, hy sit in siekte en kwaal en geestelike onstabiliteit of enige probleme soos armoede nie. Ek glo ons kan sê, ek sien myself gesond, ek weerstaan siekte, want simptome is nie siekte nie, maar simptome is advertensies vir siekte. So jy sê net, nee, ek wil dit nie hê nie. Ek is nie die sieke van die Here nie, ek is die gesonde van die Here. Sien, jy sal nooit bo jou belydenis uitstyg nie. As jou belydenis depressie is, dan is dit wat jy gaan hê. Dit waarop jy fokus. Om ons sê, as jy fokus op wat jy nie het nie, gaan jy depressie oproep. Wanneer jy fokus op wat jy wel het, eindig jy in lofprysing en aanbidding van die Here. So ek glo God wil hê ons moet gesond wees en in goddelike gesondheid wandel. Soos ek gesê het, ons is 'n drieledige wese. Ons is 'n ewige gees wat 'n siel het. Dis ons verstand, wil en emosies, en ons het hierdie aardse liggaam, ek noem dit aardpak. Maar hy het al 3 dele van ons lief. Toe die mensdom geval het, was dit nie net die gees wat geval het nie, maar ook sy siel en sy liggaam. Want die liggaam het oorspronklik vir ewig geleef, die verstand was gesond en daar is geen skeiding van die gees van God nie. Maar dit is wat gebeur het. Sonde skei jou van God, maar baie mense sê die enigste ding wat in verlossing beskikbaar is die vergifnis van sonde. Nou my vriend, dit mag glad nie sê. As God ons liefhet, hoekom sou hy dan net 1/3 van ons lief hê en die ander 2/3 net los om te oorleef? Sien, hy het nie net gesterf sodat ons ewigheid by hom kan wees nadat ons dood is nie. En ja, dit is wonderlik en pragtig, want ons lewe is soos 'n damp wat vinnig verdwyn. Ons is net vir kort tyd hier, maar ek sê vir jou, daardie kort tydjie wat ek hier is, wil ek hê my pyn moet genees word. Ek wil voordeel hê, soos ek lees in Psalm 103, hy wat alles vergewe en alles genees. Ek kan nie indink dat mense sê, hy sal jou sondes vergewe, maar nou moet jy alles anders deurmaak en ly nie. Ja, natuurlik is daar die leer van lyding. Ons gaan deur sommige lyding, maar ek glo baie van ons lyding kom net van verkeerde keuses wat ons gemaak het. Ek glo dat as ons die woord hoon, die woord gehoorsaam, God eer en God aanbid, kan ons begin om te wandel in die verbale gesag wat aan ons gegee is, die krag van die Heilige Gees. Ons kan begin om dinge te weerstaan en ons kan 'n baie meer suksesvolle lewe hê as wat baie van ons dalk al gehad het. So wanneer ons gered en weergebore word, is dit ons gees wat daardie ontmoeting met God het. Nou ons siel, wat ons verstand, wil en emosies is, en ons liggaam is nie gered nie. Maar daar is voorsiening gemaak in verlossing, in die verbond om genesing te bring aan die siel en aan die liggaam. Nou is ek al amper 40 jaar op pad saam met die Here. En in daardie 40 jaar het ek gesien hoe die dooies opgewek word, blindes se oë oopgaan, doofstomme hoor en praat, mense uit rolstoele opstaan, wonderwerke. Ek kan nie eers al van hulle onthou nie. En is dit nie mal nie, want daar was soveel van hulle, in die duisende. Ek kan letterlik sonder oordrywing sê, wonderwerke en genesings in die duisende. En nou begin ons om kruistogte te hou, en daar gaan duisende, tientalle duisende mense wees. Jy sal die masgebed doen en duisende sal hulle hande opsteek en sê, ek is genees. Ons het net tyd om 'n paar op te bring, maar ek sou graag al daardie mense se getuienisse wou hoor. God is so wonderlik en hy is so ongelooflik. Nou, die grootste wonderwerk wat jy ooit sal sien, is om weergebore te word. As jy nou na hierdie lering luister, wil ek iets duidelik maak vir jou. As jy weergebore is, sê jy vir my jy het die geloof gehad vir die grootste wonderwerk. Nou, dit is 'n groter wonderwerk as die opwekking van die dooies, blinde oë of enigiets anders.
Jy kan blind wees, gesond word en nou sien. As jy nie gered is nie, gaan jy hel toe. Om te kan sien, baat jou eintlik niks, net vir die kort tydjie hier. Hoekom nie weergebore word nie, nie meer vir ewig van God geskei wees nie, en dan ook die genesing vir die res van die liggaam ontvang? So as jy reeds weergebore is, sê jy vir my jy het genoeg geloof gehad? Alles anders wat jy nodig het, hy het die maat van die geloof gegee. Ek glo God gee ons nie minder as wat ons nodig het nie, maar hy gee presies wat ons nodig het. En in daardie maat van geloof is die geloof om weergebore te word. Dit is die vergifnis van jou sondes. Maar in daardie selfde geloof, as jy geloof gehad het vir die grootste wonderwerk, die redding van die siel, genesing van die liggaam, finansies, kos, alles anders wat jy nodig het, is minder. Baie mense tree op as vanwede, as jy 'n leer gehad het, sou dit die onderste sport wees. Dan moet ek meer geloof kry vir geld, nie 'n geloof vir genesing. Maar redding is eintlik bo aan die leer. En nou is alles anders wat jy nodig het, reeds daar. Jy moet net oppas vir wie jy luister. Wanneer mense vir jou begin sê, hy doen dit nie meer nie, moet jy in jou hart sê, ek luister nie meer na jou nie. Want hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy is die groot een. Ek is nie die groot een nie. Dit was. Jakobus hoofstuk 1 vers 21. Daarom lê alle vuilheid en oorvloed van boosheid af en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. So jy word weergebore, jou gees is gered. Nou, die manier om jou siel gered te kry, is dat jy nie net deur die oorgang gaan uit die koninkryk van duisternis in die koninkryk van God se seun nie, maar jy moet nou jou denke vernieu deur die was van die water van die woord. Daar is 'n oorgang, nou is daar 'n transformasie. Jy moet toelaat dat jou siel, jou verstand getransformeer word na die beeld van God. Amos 3 vers 3 sê, hoe kan twee saam wandel as hulle nie saamstem nie? Totdat jy begin saamstem met die hemel, wat die denke van die hemel is, wat die woord van God is. Totdat jy begin saamstem met die hemel, gaan dit vir jou baie moeilik wees om van die hemel te ontvoering. So die ingeplante woord van God kan jou siel red. Die woord kan jou verstand en jou liggaam genees. Nou in Psalms 107 vers 20 staan daar, hy het sy woord gestuur om hulle te genees. Jesus was die woord wat vlees geword het. So sien ons weer dat God die woord wat sy seun was, gestuur het om hulle te genees. Jesus het gesê, ek sal die skrifte herhaal. Ek het nie gekom om my eie wil te doen nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. Die Griekse woord vir red of verlossing is sozo. Dit beteken soveel meer as net die vergifnis van sondes. Dit sluit ook in om genees, gesond gemaak, verlos, bevry, heel gemaak of bewaar te word. Jy weet, soos ek dink ek vroeër gesê het, meer as 70% van Jesus se bediening was bestee aan die genesing van siekes en die uitdryf van duiwels. Siekte en kwaal was toe van die duiwel en dis vandag nog steeds so. Jesus Christus, dieselfde Gees wat vergewe, soos ons in Psalm 103 sien, is dieselfde Gees wat genees. Die Here het vir my 2 opdragte gegee. En daardie 2 opdragte is om die boodskap van die krag van vergifnis te verkondig. En die krag van die eerste eeuse kerk is vandag nog steeds beskikbaar. Kom ons lees gou hierdie skrifgedeelte. 1 Petrus 2:24. Hy wat self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra het, sodat ons wat vir die sonde gesterf het, vir die geregtigheid kan leef. Nou luister, deur wie se wonde jy genees is. Die straf vir sonde is aan die kruis betaal. Die straf vir siekte is betaal toe hy aan die geselpaal vasgebind is en deur sy wonde geslaan is. Die oorspronklike vertaling sê deur sy kneusing. Dit was nie eens meervoud nie, dit was enkelvoud. Dit beteken hulle het hom so erg geslaan dat sy hele liggaam soos een groot kneusing was. As die straf betaal is, kan ons die mag van sonde en siekte in sy naam breek. Onthou, dit is altyd die naam van Jesus, die geloof in daardie naam. Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Elke keer as ons sondig, saai ons saad van die dood. Wanneer daardie saad begin groei, begin dit manifesteer as geestelike onstabiliteit, siekte en krankheid. Maar wanneer die tyd vir die oes van daardie saad aanbreek, is die oes die dood. Net vinnig, laat ek 'n paar wonderwerke met julle deel. Ek onthou my eerste genesingsdiens vir wonderwerke in Nasaret. Die predikant het 'n doofstomme vrou van 65 jaar oud in die gebedslyn gesit. Sy was die heel eerste persoon. Hulle het my later vertel, hulle wou kyk of God regtig by jou is. Ons het vir haar gebid en binne sekondes, sy het begin praat, sy het begin hoor. Dit was opwindend. Daar was ook 'n dame met stadium 4 kanker in dieselfde byeenkoms. Sy sou gesond word.
Elke jaar stuur sy vir my foto's op Facebook, waai en groet en sê sy is steeds gesond en God is getrou. Dis ongelooflik. Jy weet, toe ek vir haar in die naam van Jesus gebid het, nie te oomblik, haar oor het oopgegaan. Die vrou, daar was so 5 of 6 ander dowe. Elke liewe een van hulle is genees. Elke persoon met een of ander pyn of probleem is genees. Jy weet, ek gaan al 25 jaar Suid-Afrika toe. Daar's 'n plek. Dit was in 'n Kongolese vlugtelingkerk. 'n Dame was 7 maande swanger. Daar was geen hartklop nie, daar was geen beweging nie. Die dokters het vir haar gesê hulle moet arbeid induseer. Die baba sou miskraam en sy het elke dag gebid, Vader, moenie dat hierdie baba my liggaam verlaat nie. Sy het geweet, daar kom 'n man van Amerika af om 'n wonderdiens te hou. Sy het hulle nie geken nie, ek het hulle nie geken nie. Toe ek daar aankom, is sy die eerste persoon in die gebedslyn. Hulle het vir my vertel wat aangaan. Ek het regtig gesê, Here, ek weet nie of ek die geloof het vir hierdie nie. Ek vertrou net op U. My hand het aan maag aangeraak. Die baba het begin skop en spring. Eintlik het ek 'n paar dae later weer teruggegaan. Die kind was toe 8 jaar oud en ek het my foto geneem saam met hierdie kind dat eens dood was in die moederskoot. En Jesus het haar opgewek. En ek het gesê, dis nie my geloof nie, mevrou, dis jou geloof wat lewe aan jou baba gebring het. Die baba. Dit was opwindend om daai foto te kry. Ek was in 'n lughawe in Amsterdam en daar was 'n moslim vrou met die moslim hoofbedekking en al daardie goed. Sy was gestremd in haar hande en bene. Hulle het haar in 'n rolstoel langs my gesit. Ek het haar gevra of sy geloof het. Sy was 'n persoon van geloof. Sy sê toe, "O ja, ek is 'n moslim." Ek het gesê, "Jammer om dit te hoor." En die gesprek het voortgegaan. Sy het my toegelaat om vir haar te bid. Sy is volkome genees, het haar geloof afgesweer, Jesus Christus aanvaar en is genees. O, ek sê vir jou, op my eerste reis na Pakistan was daar 'n vrou wat besete was. 26 jaar lank is daar vir haar gebid. Jesus het haar vrygemaak, sy en haar pa is gered. Hulle is nou in die kerk besig, heeltemal vrygemaak. Man. Ek kan ure lank vir jou al hierdie stories vertel, van blinde oë tot dowe ore, tot mense in rolstoele. Maar ek is vandag hier om vir jou te sê dat ek al soveel wonderwerke gesien het. Ons was 40 minute van waar hulle Osama bin Laden gevang het in Islamabad, Pakistan. Daar, in 'n 2-daagse byeenkoms, het 8 volwasse dowe stommes gehoor en gepraat, omdat ek my hande op hulle gelê het en gesê het, ek breek die vloek van die moederskoot. Dowe geeste het uitgegaan en Jesus het hulle genees. Weet jy wat? Ek kom nou aan die einde van hierdie lering en ek wil vir jou bid. As jy enige pyn het, siekte, virus, dit maak nie saak wat dit is nie, vroulike probleme, hartprobleme, bloedprobleme, verstand, oë. Plaas jou hand op daardie probleme en jy doen die hande op lê en ek sal nou die stem vir jou wees. Is jy reg? Ek glo soos ek oor wonderwerke en genesing gepraat het. Jy gaan sien hoe Jesus jou vrymaak. In die naam van Jesus, ek breek elke toorkuns, elke vloek, elke beswering wat nou teen jou gekom het. In die magtige en kragtige naam van Jesus Christus bestraf ek elke gees van krankheid. Kom nou uit in die naam van Jesus. Blinde geeste, dowe en stomme geeste, ek beveel julle om te gaan. Ek verbied julle om terug te kom. Verlaat hierdie mense se liggame nou. In die naam van Jesus. Oor begin sien, ore begin oor. In die naam van Jesus Christus. Elke gewas, groei, breek, nou. In die naam van Jesus, ek beveel die geeste om jou lewe te gee. Gaan moenie terugkom nie. Ek vervloek daardie gewasse in die pores en die liggame. Die breuke in die liesarea moet nou oplos. Ek vervloek julle net soos Christus die vyeboom vervloek het. In Jesus se naam, los uit in die naam van Jesus. Elke kwellende gees, artritis, bursitis, fibromialgie, verlaat hierdie mense se liggame nou en moenie terugkom nie. Elke verlamme, krepelmakende gees van verlaat mense in, gaan van hulle liggame af. Ek beveel lewe, dat die brein nou begin kommunikeer met al die spiere, senuweestelsels moet nou gesond word. In die naam van Jesus Christus, Vader, ek gee U lof. Ek gee U eer. Nou dadelik, ek stel U wonderbaarlike genesingskrag vry. Net soos Psalm 107 vers 20. Ek stuur U woord. Ek spreek nou vrede oor die mense wat in daardie boot van twyfel en ongeloof is oor al siekte, al kwaal. Ek breek die mag van die diagnose van hulle af nou dadelik. Bene, word sterk in die naam van Jesus. Nou, wat ook al jou probleem was, ek wil hê jy moet begin om iets te doen wat jy voorheen nie kon doen nie. Staan op uit daardie rolstoel, uit daardie siekbed. Lig daardie arms buig en maak daardie hande oop en toe.
artritis in hom. Kyk nou waar die gewasse. Begin fokus met jou oë, luister met jou oor. Ek glo jy gaan sien dat jy deur die Meester se hand aangeraak is. Jy het gesien, dit is sy wil. Jesus het gekom om die wil te doen van hom wat hom gestuur het, sy Vader. God het Jesus Christus van Nasaret gesalf met die Heilige Gees en krag, wat rondgegaan het en almal gesond gemaak het wat deur die duiwel onderdruk was, want die Vader het hom genees. Ek hou van nog 'n skrif wat sê, vir hierdie doel is die Seun van God geopenbaar, om die werke van die duiwel te vernietig. So in Jesus se naam, nou dadelik, laat die werke van die duiwel, elke generasie vloek, tot by die 4de geslag, aan jou ma se kant, jou pa se kant, nou gebreek word in die naam van Jesus. Jy is weergebore, jy is die tempel van God. Jy is die eienaar van daardie tempel. Jy het uitsettingsmag. Begin om daardie goed te beveel om te gaan. Sit dit uit jou liggaam uit. Hou op om met die duiwel te praat. Hou op om na hom te luister. Sê vir hom om stil te bly en beveel daai goed om nou jou liggaam te verlaat. As dit probeer terugkom, sê jy ek is genees. Nou 2 dae later kom dit terug. Jy sê nee, jy kom nie terug nie. Ek het nie my genesing verloor nie. Ek is die geneesde van die Here. Laat dit jou nuwe identiteit wees. Ek is 'n nuwe genesende dogter. Nie genees. Ek is die geneesde van die Here Jesus. Amen. Ek dank jou vir die tyd van luister. En ek glo sonder twyfel nou vir alledaagse wonderwerke elke dag in jou lewe. Hi, dit is Dr. Brian Adams. Ek spreek seëninge oor jou uit, dat die Here se aangesig oor jou sal skyn. En ek weet, jy gaan hierdie getuienis na die hele wêreld neem, om vir hulle te sê, hy is die groot. Ek is, ons sien jou.